Goeienaand, liewe vriende. Ek groet jou in Jesus Christus se naam. Dankie dat jy vanaand inskakel by die aanddiens van Uit die Woord Digitaal. Ons skriflesing kom vandag uit die woord van die Here uit Matteus 28. Ons gaan lees vers 1 tot 10. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig, en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue: Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het, en gaan haastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode, en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het dit vir julle gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf, met vrees en groot blydskap, en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met eens teë en sê: Wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle: Moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Broeder en suster, die opstandingsdag van Jesus Christus is 'n wonderlike dag in die kerk van Jesus Christus, maar in die besonder ook in die harte en in die lewens van gelowiges. Vandag vier ons nie net 'n gebeurtenis nie. Ons vier 'n werklikheid. Die lewende Here Jesus Christus is uit die graf en uit die dood oorwin. Die graf is leeg, want Jesus lewe. Die wêreld het gedink dit is verby, toe Jesus daar aan die kruis vasgespijker is op Golgotha. Daar was baie mense wat nie van Jesus gehou het nie. Hulle het hom bespot, hulle het hom verag. Ja, selfs die Joodse raad en die Joodse leiers was baie bly toe Jesus dood is aan die kruis. Maar daar was ook op Goeie Vrydag groot hartseer van sy volgelinge. Aan die voet van die kruis het hulle gehuil. Die wêreld het gedink dit is verby met Jesus, want daar hang hy dood aan 'n kruis. Sy disippels was gebroke. Hulle hoop het gesterf. Hulle drome het ineengestort. Maar broeder en suster, God het die laaste sê gehad. God het die laaste woorde gehad. Die opstanding van Jesus is die grootste keerpunt in die geskiedenis van die totale mensdom. Sonder die opstanding is daar geen evangelie nie, is daar geen hoop vir ons nie, en is daar geen redding vir enige mens nie.
Soos Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 17, as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof nutteloos en is julle nog in julle sondes. Maar geliefdes, Christus is opgewek. En daaroor jubel ons ook vandag. In Matteus 28 vers 5 tot 6, in die gebeure wat ons vanmôre saam gelees het uit die Here se woord, sê die engel vir die vroue, moenie bang wees nie. Hy is nie hier nie, want hy is opgewek soos hy gesê het. Die graf is leeg, en hierdie is nie maar net 'n storie nie, dit is 'n werklikheid. Want hierdie vrou het ook vir Jesus op pad ontmoet, toe hulle gegaan het om vir sy disippels te gaan vertel wat hulle gesien en beleef het daar by die leë graf. Hulle ontmoet vir Jesus. Hulle was die eerste getuies. Die steen is weggerol en Jesus is nie meer in die graf nie. En die opstanding is God se verklaring dat Jesus werklik is wie hy sê hy is. Die Seun van God, die ware Messias, die verlosser van die wêreld. Paulus skryf in Romeine 1 vers 4 die volgende woorde: Hy is kragtig verklaar as die Seun van God deur sy opstanding uit die dood. Die kruis wys vir ons, geliefdes, God se liefde, maar die opstanding wys vir ons God se krag. Dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is ook beskikbaar vir al ons as sy kinders. Ja, die Heilige Gees werk ook in ons lewens en God se krag werk ook in ons harte. In Efesiërs 1 vers 19 tot 20 sê Paulus dat ons die uitnemende grootheid van sy krag kan ken, dieselfde krag wat Christus opgewek het uit die dood. En dit beteken, daar is geen situasie te groot vir God nie. Daar is geen droom wat te veel aan skerwe lê, dat God dit nie kan heel maak nie. Daar is geen lewe te ver verlore, dat God daardie persoon nie kan red nie. Dink byvoorbeeld aan Maria Magdalena. Sy was 'n prostituut. Die Here het haar lewe totaal omgekeer. Sy was een van die getrouste volgelinge van Jesus. En toe Jesus gekruisig is op Golgotha, lees ons in Johannes 20, het sy daar by die graf ook gehuil, eers by die kruis, maar ook by die graf het sy gehuil. Sy dink alles is verby. Sy herken nie eers Jesus toe hy by haar gestaan het nie. En hoe baie keer beleef ons dit nie ook maar in ons lewe so nie. Jesus is naby sy kinders, maar somtyds wanneer die golwe van die lewe oor ons spoel, wanneer ons hartseer beleef en pyn in ons harte en ons oë vol trane is en ons deur die lewe heen en weer geklap word, dan sien ons dikwels nie vir Jesus raak nie. So het dit ook gebeur met Maria Magdalena, totdat Jesus met haar gepraat het, en hy het een woord vir haar gesê, Maria, en skielik het haar oë oopgegaan. Skielik het alles verander. Die opstanding, geliefdes, beteken dat Jesus Christus jou by die naam ken. Hy roep jou persoonlik. Hy kyk in jou hart. Hy sien jou pyn. Hy ken jou hartseer. Hy verstaan jou trane. Die opstanding is God se maar. En die wêreld sê, dit is verby. Maar God sê, wag vir die oggend. Die opstanding gaan nie net oor Jesus nie, dit gaan ook
oor jou en oor my. Paulus sê in Romeine 6 vers 4, ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat, net soos wat Christus opgewek is uit die dood, ons ook in 'n nuwe lewe saam met hom kan wandel. En dit beteken, jy hoef nie vas te bly in jou verlede nie. Jou verlede het nie die laaste sê in jou lewe nie. Jy hoef nie gebonde te bly aan sonde nie. Sonde kan jou nooit vir ewig vashou nie. Jy hoef nie vasgevang te bly in skuld en in skaamte nie. Jesus het nie net gesterf om jou te vergewe aan die kruis nie. Hy het ook opgestaan uit die dood om jou lewe heeltemal nuut te maak en te verander. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, die nuwe het gekom. Die vraag is nie net, glo jy dat Jesus opgestaan het nie, maar die vraag vandag is ook, leef jy in die krag van sy opstanding? Voor die opstanding was die disippels baie bang, toe al die gebeure daar op Golgotha afgehandel was. Hulle het weggekruip, hulle was onseker, hulle was gebroken, hulle heiland is dood. Maar na die opstanding, toe het alles verander in hulle lewe. Petrus wat Jesus verloon het, staan op in Handelinge 2 en verkondig met krag die evangelie van redding aan die mense daar in die strate van Jerusalem. Wat het verander? Hy het die opgestane Here Jesus Christus ontmoet in sy lewe. Wanneer jy werklik besef dat Jesus leef, nie net in die wêreld nie, maar ook in jou hart, dan verdwyn alle vrees en verdwyn alle onsekerheid en wil jy met oorgawe vir Jesus Christus lewe. Want as die dood oorwin is, wat is daar nog enigsins in hierdie wêreld vir my en jou om te vrees en voor bang te wees? In Hebreërs hoofstuk 2 kom die skrywer van die Hebreërboek in vers 14 tot 15 en sê dat Jesus gekom het om die mag van die dood te verbreek en die wat deur vrees vir die dood gebonde was, te bevry. En daarom, geliefdes, hoef ek en jy nie meer in vrees en angs te lewe in hierdie wêreld nie. Ons hoef nie meer bang te wees vir die toekoms nie. Ons lewe saam met Jesus. Ons hoef nie meer bang te wees vir mense van hierdie wêreld nie. Ons weet as ons is gered, ons is veilig in die hande van die lewende God. Ons hoef nie eers meer te vrees vir die dood nie, want Jesus het die dood oorwin. Die dood is soos 'n deur wat oopmaak vir jou as kind van God in die ewige lewe. In 1 Petrus 1 vers 3 staan: Geseënd is die God en Vader, wat ons weergebore laat word het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Ek en jy as kinders van God het 'n lewende hoop in ons lewens en in ons harte. 'n Lewende hoop wat moet uitstraal uit ons lewens uit. Omdat Jesus leef, is ons sonde vergewe, is ons toekoms verseker en het die dood nie meer die laaste woord oor ons lewens nie. In 1 Johannes 11 vers 25 kom die Here Jesus en sê: Ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dit is die evangelie en dit is die goeie nuus op opstanding Sondag. Geliefdes, die graf is leeg, maar jou hart moenie leeg wees nie. Die vraag vandag is nie net, het Jesus opgestaan nie, maar die vraag is,
lewe hy in jou hart? Het hy in jou lewe opgestaan? Hy moet nie net 'n storie vir jou wees nie. Hy moet 'n lewende werklikheid vir jou wees. Hy moet jou Here van jou lewe wees. Hy moet nie net 'n herinnering wees nie, maar hy moet jou verlosser wees. En jy moet vir hom lewe elke dag hier op aarde. Opstanding Sondag roep ons tot 'n besluit. Kom ons leef nie asof Jesus nog in die graf is nie, maar kom ons leef vanuit die opstanding van Jesus ons Here. En omdat hy leef, het ons hoop. En omdat hy leef, het ons lewe, die ewige lewe. En omdat hy leef, verander hy alles in ons lewe en sien ons kans vir die toekoms. Kom ons sluit af met die woorde van Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 20. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. En dit, geliefdes, verander alles in ons lewe. En dit is die waarheid waarop ons kan staan. Jesus leef en ons met hom. Kom ons gee vandag die dank aan die Here. Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie Hemelse Vader dat ons vandag so by mekaar kan wees as gelowige kinders van die lewende God, met harte wat brandende is, oor Jesus Christus ons Here, wat lewe. Die graf is leeg, en ons het hoop vir die toekoms. Alles het verander in ons lewens, want Jesus lewe, en het daardie lewe in ons harte kom uitstort. Baie dankie dat ons vandag, as u kinders, die opstandingsdag van Jesus Christus kan herdenk. Vandag wil ons ons lewe aan u kom toewy, en alle lof aan u kom bring. En dankie Here dat ons 'n pad saam met u kan loop in hierdie wêreld, met harte vol hoop, met harte vol van lewe, saam met ons Here Jesus Christus, en ons sien uit om tot in ewigheid saam met hom te leef. Dankie vir u woord van vandag. Laat dit ons lewens vernuwe en verander, en ons motiveer om elke dag vir Jesus te leef. Dankie vir elkeen wat na hierdie boodskap luister. Neem ons lewens in besit, werk in ons deur u woord en gees, en lei vir ons op die pad, wat Jesus Christus vir ons kom baan het, kom loop het, tot in die hemel, en ons sien uit, om saam met u te wees, tot in ewigheid. Ons prys u groote naam, Here, en ons bring aan u die eer vandag, op hierdie mooi dag. In Jesus Christus se naam bid ons dit, uit dankbaarheid. Amen.